Hi geliefdes, ek gaan met julle vandag. So vandag se woord gaan van die 3de Maart afkom. Nou, ek het die 2de Maart het ek by ons kerk het ek 'n baie sterk woord gegee wat klaar op YouTube gesit is, maar ek sal hom in elk geval hier op Patreon ook weer share dat hy beskikbaar is, of ek sal die link in die description sit vir die wat wil gaan kyk. 'n baie sterk woord oor hoe die Here verlang na ons en hy mis ons en hy hoop ons kom terug na hom toe en hy wag geduldig vir ons, maar wanneer het ons begin verlore raak? Dit is wanneer ons gemaklik begin raak het. Ons het so gewoond geraak in vandag se tyd en alles is net beskikbaar en alles is maklik en gemak het ons eintlik weg van die Here afgevat. In plaas van dat ons die hele tyd honger vir hom is, het ons nou al so baie in ons lewe, ons is gevul met al die ander goeders. En wat hy sê, hy wag vir ons om terug te kom na ons eerste liefde. Ek sal ook in daai video, sal ek vir julle die link bysit vir 'n musiekvideo wat 'n vriendin van my gemaak het, gebaseer op die woord wat ek gegee het daai dag. Maar my punt wat ek nou probeer maak is, van die oggend af, is dit asof die Here my meer begin aktiveer het. Ek het sterker woord begin kry, ek het sterker sy stem begin hoor, en ek was besig toe nog om voorbereiding te maak, om reg te maak om te vas. So huidiglik is ek nog besig met 'n 40-dag vas. Die tyd van die recording was dit 12 dae gewees, so ek's 12 dae in, en ek is besig met 'n geen kos vas nie, so net vloeistof vir my. Dit gaan makliker as wat ek gedink het, laat ek so sê. Ek het altyd gesê, ek wil ten minste een keer in my lewe, wil ek 'n 40-dag vloeistof vas doen, geen kos nie. En ek het die hele tyd gedink, ons sal sien hoe gaan hierdie ene. Ek is lief vir eet, as mense dit nie weet nie. Ek is lief vir lekker kos, maar gehalte kos, nie gemorskos nie. En ek het net besluit, it's now or never, hierdie is die jaar om dit te doen. So, deel van my voorbereiding, toe die Here begin die Sondag al, alhoewel ek eers op die 5de begin vas het, die 2de het al begin met my, wat hy vir my baie sterk woord gegee het om te gee. En hy het net nie ophou praat nie, en selfs daai aand, toe raas die Here met my, en hy het vir my, ek gaan nou nie in detail en gaan oor wat dit gaan nie, maar hy het met my geraas oor vir my gesê, wat het ek vir jou gesê om te doen? En toe ek besef wat ek nie gedoen het nie, toe ek die hele tyd verskonings, maar môre, en die Here het vir my ultimatum gegee, en hy het vir my gesê, of jy doen wat ek vir jou gesê het om te doen, jy het tot middernagtyd om dit afgehandel te hê, en as dit nie afgehandel is teen daai tyd nie, gaan ek nie jou hierdie maand vat, waar ek jou wil gebruik, of waar ek jou wil hê, jy gaan nie leer wat ek jou wil leer nie, so kies. Ek het so groot geskrik, ek het net besluit, daar is nie 'n manier nie, as die Here met daai stemtoon met jou praat, dan is dit nie net die vrees van die Here wat op jou kom nie, dis die vrees van alles wat uit jou uitgaan. En ek was gehoorsaam, ek het gedoen wat die Here vir my gesê het, en daai volgende dag, toe begin die Here net met my, en hy's van basies die 2de Maart af, daar was seker die 1ste Maart ook al iets wat gebeur het, maar ek kan dit nie onthou nie, maar ek het mos besluit, Maart maand gaan die tema van lig wees, so meeste van my topics handel oor lig, maar die gewone video's vir TikTok en YouTube en so aan, hier is ons bietjie oor ander goeders gesels, maar in elk geval, en hy's net besig met my, en hy's besig met my, en ek dink toe, okay, laat ons sien wat die Here oor praat, en ek het besluit, ek gaan net insit hierdie week, en die 3de was 'n stildag gewees, die 4de was ook nog 'n stildag gewees, was maar net my gewone roetine, niks snaaks nie, en die 5de het lent begin. Nou, ek is nie in dit vir die katholieke afdeling en al daai goeders nie, maar lent is 'n goeie tydperk van 40 dae vas voor die koms, of voor die kruisiging van die Here, nie die koms van die Here nie, die koms van Jesus nie, die kruisiging van Jesus, en ek het nog elke jaar wat ek daai tydperk van lent gedoen het, voor die kruisiging, voor Goeie Vrydag, voor Opstanding Sondag, het ek, dit was nog altyd my beste ervarings met die Here gewees, en dit was juis in een van daai tydperke, wat Jesus die eerste keer aan my verskyn het, en dit was net vir my so belewenis om dit te ervaar,
ek sal dit nooit prysgee vir enigiets in die wêreld nie. Nie vir enige iemand nie, nie vir enige iets nie. Maar ek het ook geleer om daai ervarings te hê. Dit gebeur nie net nie. Jy moet jouself minder maak. Jy moet doodgaan in die vlees om daar te kan kom. En toe het ek nog nie eintlik regtig veel gevas die dag nie, maar ek het net en ek het ook verwag, okay, dit sal seker eers hier by dag 30, dag 35, dis gewoonlik. Meeste van die tyd met meeste gevalle wat mense praat, hulle praat altyd van dag 38 van die 40 dae, dan ervaar jy dit. En vir my het dit net van dag 1 af begin. Dis nog elke dag is hierdie wonderlike ervaring met die Here, wat hy praat, wat hy my leer, wat hy my wysheid gee. En ek weet, dit is omdat ek getrou was, omdat ek geluister het toe hy met my geraas het, en ek het gaan doen wat hy vir my gesê het om te doen. Ek het nie gedink, ek weet beter, ek gaan maak soos wat ek wil maak nie. Ek het gesê, Vader is reg, ek gaan dit nou gaan doen. Ek gaan nie meer weerhou nie, U het gepraat, ek het geluister. En daar is die bewys daarvan. Dit wat hy met jou doen, dit wat hy vir jou wys, dit wat hy vir jou openbaar, die wysheid wat hy met my deel, hoe hy skrif vir my oopmaak, ek kan dit nie vir julle beskryf nie, dit is net vir my wonderlik, en ek sien so uit om van hierdie goeders vir julle ook oop te breek, hoe hy met my praat en vir my goeders verduidelik, om te sien wat is julle ervaring, en wat dink julle daarvan, hoe ervaar julle wil die Here met julle praat. Maar okay, kom ons kom nou, so, dag 1 van Lent. Die woord die oggend wat ek gekry het, en ek het so ding, hy sal vir my 'n skrif gee, wat ek moet bid oor, en dis gewoonlik nou, hierdie rondte het ons begin met psalms, so ek weet nie of dit met tyd bietjie gaan verander vir ander boeke nie, maar dis nog sover elke dag sal die Here vir my 'n psalm gee, en daai psalm moet ek bid, en ek moet dit my eie maak, so ek moet die skrif lees, en dan moet ek dit my eie maak en dit oorbid, en dit verstom my net elke dag, die psalm wat hy vir my gee, was wat ek nodig het daai dag, wat ek voor moes intree, wat in my lewe aangaan, wat my bekommernisse is, wat my vrese was, dit stig my net, om te weet dat die Heilige Gees is so wonderlik, dat hy vooraf weet wat jy nodig het, en hy sê net vir jou, okay, jy moet nou intree, en hy gaan ook vir jou intree by die Vader, maar jy moet eers dit spreek, en hy gee vir jou die regte woorde om te spreek. Hoe amazing is dit? So, ek was besig met, ek dink ons het al toe uit Jesaja begin lees. Ek dink so, ja, ek dink ons is toe al op Jesaja gewees, want ek is nou alweer besig vir die tweede ronde om deur te lees met die Bybel. Ekskuus julle, as daar 'n bietjie onderbrekings tussen is, en dit lyk of die video nie lekker vloei nie, ek stop maar so tussen, en as die honde bietjie te kere gaan, hier's baie op die plaas, en hulle kan goed raas, en soos julle sal hoor, hier's gaan sy aan die ander kant ook so. Enjoy the farm life. So die woord wat ek die oggend gekry het, lees soos volg. Roep die seuns van Elia voort, die tyd het gekom om die mantel weer te dra, die tyd het gekom om op te staan teen Jezebel, en die keer sal jy nie gaan wegkruip nie. Bou die altaar en roep die vuur van die hemel uit. As jy spreek, sal ek wys, ek is nog God. Sy het lank genoeg beheer oor my huis gehad, sê die Here van die leerskare. Dit is nou genoeg. Waar is my loyale diensknegte? Waar is die met vuur op hulle tonge? Dit is tyd om uit julle grotte te kom en die mantels te plaas op die seuns wat ek geroep het vir die oorlog. Ek gaan die pes uit my huis brand, en soos dit lyk na 'n veldbrand, as mens dink alles is dood, sal daar weer lewe opkom sodra die eerste reën val. 'n Brand is soms nodig om alles wat sleg is dood te maak, maar om van dit ontslae te raak, wat nie vrug dra nie. Maar net so saad doodgaan in die grond, voor dit ontkiem en nuwe lewe bring, so moet jy ook in my sterf, sodat ek weer lewe in jou kan bring. My reën sal daarna val, en herlewing sal begin. Nou, die verse daar wat ek gekry het, was uit Jesaja 10, vers 16 tot 27 spesifiek, lyk dit vir my. Maar daar's baie verse wat praat oor herlewing en nuwe goed. Jy weet, ek dink net aan Jesaja 43 vers 19, wat sê die Here gaan, as ek nou die regte vers het, wat hy gaan 'n nuwe ding doen. Hy gaan nuwe goed. En daar moet saad val
en dit moet doodgaan, laat dit weer kan opkom. Maar net so met dit wat in die saad se pad is, moet verwyder word, laat die saad weer kan opkom. En ek ervaar net dat die Here is besig met iets. Hy is besig met iets. Hy wil sy huis skoonmaak en hy's moeg vir hierdie goeders wat ingelaat word, hierdie goeders wat toegelaat word wat hy nie ingebring het nie. Hierdie menslike gebruike, menslike tradisies. Dis nie die Here nie. Ons moet terugkeer na wat die woord sê en wat die Here wil hê en wat die Here spreek en net om hy liefde vir hom te aanbid. Maar aanbid ons die persoon wat daar voor staan of aanbid ons die Here in die hemel? Die Here in die hemel. Waar ook al jy dink die Here in die hemel is, maar dis binne in jou, want jy is die nuwe tempel en God sit op die troon in die tempel. As die Heilige Gees in jou is, dan beteken dit die Heilige Gees, God en die Seun is een. So waar die Heilige Gees is die Here ook. So die Here is binne in jou. En hy is besig om hy skoon te maak. En dit gaan nie net wees oor jou huis wat hy skoon maak binne in jou nie, maar ook die huis wat jy na toe gaan om hom te aanbid. Hy wil aanbid word. Hy wil geloof word. Hy wil 'n verhouding met jou hê, maar dit wat in sy pad staan, gaan hy verwyder. Ok, so met die volgende video gaan ek vir julle die volgende gedeelte van die boodskap gee. Dit was nie net die oggend wat ek hierdie woord gekry het nie, maar die aand het die woord weer uitgekom, maar met 'n visioen by dit. So, ons deel dit in die volgende video.